Dag sê, in vandag se broodbrokkie praat ons oor 'n baie belangrike onderwerp. Daar is 'n diepgewortelde dwaalleer wat vandag deur baie kerklike tradisies versprei word, naamlik die oortuiging dat 'n gelowige wat die evangelie geglo het, uit genade kan verval en uiteindelik sy verlossing kan verloor. Hierdie standpunt is nie bloot 'n onskuldige meningsverskil nie, dit is 'n direkte aanval op die volmaakte en voltooide werk van Jesus Christus aan die kruis. Om te glo dat jy jou redding kan verloor, openbaar 'n fundamentele kategoriefout, die teologiese dwaling waar tekste wat handel oor heiligmaking of vrugbaarheid verkeerdelik op regverdigmaking toegepas word. Dit plaas die klem en die finale verantwoordelikheid vir die behoud van die ewige lewe op die feilbare prestasie van die mens, in plaas van die onfeilbare beloftes van die Verlosser. Mense wat hierdie dwaalleer voorstaan, haal dan sogenaamde proeftekste uit hulle konteks aan om hulle dwaalleer te regverdig. Indien mens egter hierdie teksgedeeltes binne die korrekte konteks bestudeer, dan word dit duidelik dat 'n gelowige wat die ware evangelie geglo het, nie die gawe van die ewige lewe kan verbeur nie. Ons moet absoluut duidelik wees, die ewige lewe is 'n volkome, onherroepelike genadegawe en nooit 'n voorwaardelike lening wat deur goeie werke behou moet word nie. Reddende geloof is ver verwyder van die blote intellektuele instemming met geskiedkundige feite. Dit is 'n absolute persoonlike vertroue in Jesus Christus vir die gawe van die ewige lewe. Die kern van hierdie waarheid vind ons in die woorde van die Here Jesus Christus self in Johannes 5 vers 24. Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Let noukeurig op die werkwoord het, wat op 'n teenwoordige besitting dui. Die oomblik wanneer 'n geestelike dooie sondaar Christus as verlosser vertrou, ontvang hy onmiddellik iets wat volgens goddelike definisie nooit kan eindig nie. Reddende geloof is 'n vaste oortuiging dat die Here Jesus Christus, as die Seun van God, volkome vir al die persoon se sondes aan die kruis met sy bloed versoening gedoen het en uit die doodheid opgestaan het. Dit sluit die persoon se verlede, huidige en toekomstige sondes in, anders het Christus nie vir al die persoon se sondes gesterf nie. Daarom vereis ware reddende geloof die absolute sekerheid van verlossing op daardie presiese oomblik wanneer die evangelie geglo word. Sekerheid is nie 'n emosionele nagedagte wat later verdien word op grond daarvan om jouself te meet aan goeie werke nie. Sekerheid oor jou bestemming is 'n inherent deel van die geloof van die belofte self. Slegs wanneer 'n persoon reddende geloof uitgeoefen het, word hy met die Heilige Gees verseël, wat beteken dat die persoon nooit weer verlore sal kan gaan nie. Efesiërs 1 vers 13 tot 14, wat soos volg lees, bevestig hierdie feit. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Dit bring ons by 'n ongemaklike, dog teologies noodsaaklike realiteit. Persone wat hardnekkig vashou aan die dwaalleer dat 'n mens uit genade kan verval en verlore kan gaan, minag in werklikheid God se beloftes. As 'n persoon glo dat sy toekomstige sondes of 'n moontlike gebrek aan toewyding sy redding tot niet kan maak, glo daardie persoon nie werklik in genade nie. Die persoon vertrou in wese op sy eie volharding om gered te bly. Sulke mense pleeg die logiese dwaling van sirkelredenering. Hulle veronderstel dat werke jou geloof in stand hou, om sodoende te bewys dat geloof werke nodig het om 'n persoon se redding te bewerkstellig. Die individu wat glo hy kan verlore gaan, het weens sy eie belydenis nog nooit waarlik geglo in die gawe van die ewige lewe nie. Hy het bloot die aanbod van tydelike proeftydperklewe aanvaar. Om so te dink beteken dat die bloed van Christus beskou word as onvoldoende vir die toekomstige sondes. Dit lei tot die onvermydelike gevolgtrekking dat so 'n persoon heel moontlik nog nooit werklik reddende geloof uitgeoefen het nie, aangesien sy vertroue verdeel is tussen die Verlosser en sy eie gehoorsaamheid. Dit is niks anders as 'n evangelie wat op menslike werke gebaseer is en wat nie as die ware evangelie beskou kan word nie. Om die Bybel as die woord van waarheid reg te sny, ooreenkomstig 2 Timoteus 2 vers 15, moet ons 'n onwrikbare onderskeid handhaaf tussen fase 1 en fase 2 van verlossing. Die teks vermaan ons immers om onsself as beproefde werkers te stel wat die waarheid reg hanteer. Onthou, mense se siele is op die spel.
Regverdigmaking, fase 1 van ons verlossing, is die eenmalige geregtelike uitspraak van vryspraak deur geloof. Dit kos jou niks. Dit is 'n ewige gawe wat Christus alles gekos het, soos beskryf in Romeine 3 vers 24, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Ek stel dit weer, die ewige lewe het Christus alles gekos. Dit kos jou niks. Dit is 'n genadegawe wat jy deur geloof in ontvangs neem en nie werke nie. Wanneer dit egter by heiligmaking en disippelskap kom, die fase van ons progressiewe lewenswandel, dan kos dit jou alles. Disippelskap en heiligmaking lewer hoegenaamd geen bydrae tot die verkryging van die ewige lewe nie, en dit kan ook nie as 'n meganisme dien om 'n persoon gered te hou nie. Heiligmaking, disippelskap en goeie werke is egter om ander redes lewensbelangrik. Hoekom? Vir ons intieme gemeenskap met God as ons Vader en vir die verkryging van genadeloon by die regterstoel oordeel van Christus. Elke gelowige sal eendag voor die regterstoel van Christus verskyn, soos 2 Korintiërs 5 vers 10 dit duidelik stel, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Dit is hier waar ons werke beoordeel sal word vir beloning tydens sy toekomstige letterlike en aardse koninkryk. 'n Ongehoorsame gelowige kan verseker skade ly met betrekking tot genadeloon, asook swaar goddelike dissipline in hierdie lewe ervaar, in die lig van Hebreërs 12 vers 6 wat soos volg lees: Want die Here tugtig hom wat hy liefhet, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. Hierdie kastyding kan selfs vroeë dood of siekte beteken, maar dit beteken nooit dat God sy belofte teenoor die gelowige sal verbreek nie. Jou redding en ewige sekuriteit rus uitsluitlik en volkome in die genade en betroubaarheid van God alleen. Die onfeilbare anker van hierdie waarheid word pragtig verwoord in 1 Johannes 5 vers 11 tot 13, en dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Dit is God se uitdruklike wil dat elke kind van hom sonder enige onsekerheid sal weet dat hy veilig in sy hande is. Rus vandag finaal in sy voltooide werk en wees bevry van die prestasiegedrewe wiel van godsdiens. Indien jy die evangelie eenvoudig geglo het, dan is jy vir ewig veilig in sy hande. Wanneer twyfel oor jou verlossing by jou opkom, neem onmiddellik hierdie een stap. Haal Johannes 10 vers 28 hardop vir jouself aan. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. En bely dan dadelik hierdie waarheid in gebed. Vader, u belofte sê, niemand nie, en dit sluit myself in. Ek het nie die mag om myself uit u hand los te wriemel of ongered te kry nie, want my ewige lewe hang uitsluitlik van u volmaakte greep op my af, en glad nie van my greep op u nie. Ek glo in u beloftes, nie in my prestasie nie. Ek bely dit in Jesus naam. Amen. Om dit te doen, anker jy jouself onmiddellik in God se onfeilbare belofte, in plaas van jou eie feilbare prestasies. Daar is geen erger vorm van godsdienstige arrogansie nie, as wanneer 'n persoon verkondig dat 'n ander gelowige uit genade kan verval, maar dat hy self nog nie uit genade verval het nie. Dit is belangrik dat ons in God se beloftes alleen rus en nie op ons prestasie nie. Anders sou niemand van ons gered kon wees nie. God se standaard van geregtigheid is sy eie geregtigheid, en geen een van ons voldoen aan daai standaard nie. Ons het Christus se toegerekende geregtigheid nodig, en dit bekom ons slegs deur die glo van die evangelie en niks anders nie. Glo God se beloftes aan jou. Seën groete.